Goeienaand, dis daarom so waar lankal tyd vir 'n teetjie met Betty. So in hierdie kouete, weet nie of dit nou net hier in Pretoria is nie, maar mensdom man, die kouete slaan ons en 'n mens word seker nou nie elke jaar jonger nie en dan voel dit seker nou maar of hierdie koue nog 'n bietjie erger is, maar die bene kry baie koud hierdie jaar. Maar toe hoor ek die slim mense sê dit is 'n koue winter. So, ek gaan nou nie net die ouderdom daarvoor nou al die eer gee nie. Ek het nou net uit 'n verskriklike verkeer uitgekom. Ek kan nie glo ek was tussen 5 en 6 op die pad gewees nie en tot by die huis kom het ek my man diep en innig gesoen en dankie gesê dat ek nie elke dag in daai verkeer hoef te sit nie. Dit was verskriklik geweest, gelukkig het die karrieter, ja, karrietertjie, maar die koue en die hitte maak niks nie, daai stres en daai sentimeter vir sentimeter vorentoe skuif, dit was net te erg. Maar baie welkom, so ek is nou bly ek is by die huis, ek gaan nou 'n ou teetjie drink, net om weer te ontspan en te voel ek lewe nog, en kyk my mooi beker, hoor, ek wil net julle sê, die Chris en Betty bekers is ook nog daar, as julle dit wil bestel, is R80 ene, nê, pragtige Chris en Betty bekers, is eintlik swart, en dan as jy vir hom, dis hoekom julle kan sien, my tee is warm, as jy vir hom, die boonste randjie is nog effentjies grys, as jy vir hom warm maak, kan jy mooi sien, die ligte is nou bietjie erg, en dan sien jy vir Chris en Betty, ja, wil jy ons in jou huis hê, jy wil. En vanaand, saam met ons teetjie, het ons 'n heerlikheid, kyk net hier, so nou wil ek vir julle sê, dank die Here, daar was 12 in die pakkie gewees, anders was daar nie dat ek vir julle kon wys vanaand nie, dan sal ek julle net daarvan vertel het, maar ons het ons matigheid geken en daar is nou 4tjies oor nie, heerlike mini melktertjies, man, dit gaan te lekker wees as ek nou net die kamera afsit, so saam met my ou teetjie, en ek het bietjie gaan kyk, waar kom melktert vandaan, en ek weet julle almal ken al daai slim goed uit Nederland, uit saam by die setlaars hiernatoe gekom, en hulle het hom, omdat melk baie volop was in Suid-Afrika, het hulle hom hierso vervolmaak, en hy is vandag eg Afrikaans boer melktert, nee. Maar natuurlik is 'n melktert nie 'n melktert as daar nie 'n bietjie kaneel oor is nie. Dit is nou waaroor ek bietjie navorsing gaan doen het. Waar kom kaneel vandaan? Wat is kaneel? En kaneel is definitief van die oudste speserye wat daar wat hulle van weet, jy weet. En hy het soveel ongelooflike goeie eienskappe en hy so wat is daar so 'n mooi woord, divers, ja, divers. Jy kan hom vir so baie goed gebruik, vir jou gesondheid, vir jou vel, om skoon te maak, om jou lig te verfris. Kaneel is amazing. En jy kry 2 soorte kaneel, nee, jy kry ek dink hulle sê dis die Ceylon kaneel, hy is die regte egte kaneel, hulle noem hom ook die egte kaneel, en dan kry jy die cassia, hy het 'n skerper geur, en hy's goedkoper, maar hy's nie die egte kaneel nie. So die egte kaneel word gemaak van die bas wat van die cinnamon, dink ek, boom afkom, en dan word hy droog, en dan begin hy so opkrul, dis die kaneelstokkies wat ons ken, nee. En ek het vanaand 'n spesiale boodskap, en as dit nou nie vir jou is nie, dan is dit mos nou maklik om met die duim net verby te skrul, maar terwyl ek so lees oor die kaneel en hierdie bas wat van die boom afgehaal word, toe weet ek vanaand se livestream moet ek spesifiek praat met die lonesomes, die alleenlopers, die eksentrieke ouens, jy weet, wat ons baie keer voel, pas dalk nie in die gemeenskap in nie, of ons verstaan hulle nie lekker nie, of so nie. Dit is vanaand vir jou, want daar is nie reëls nie. Daar is nie reëls van hoe jy moet wees, en hoe jy moet aanpas in jou omgewing nie, en wie die reëls geskryf, as dit so is nie nodig nie. Ons is soos God ons gemaak het, en baie keer kry jy mense, wat eenkant is, en God gebruik hulle op hulle eenkant manier, want jy sien, sodra daai bas, nee, wegkom van die boom af, en die boom wil ek nou amper vir jou sê, stel nou sommer die gemeenskap voor, en daar's niks fout daarmee, om soos ek 'n ekstrovert te wees, ek is nie baie skaam nie, my man dink ek is skaam, ek is nie skaam nie, ek jok maar my liefling, daar's niks fout daarmee om in te pas nie, daar's niks fout daarmee om in te blend nie, maar soms is daar die ouens, wat 'n bietjie anders is, en wat eenkant is. En sodra daai bas van hy boom afkom, en hy nie meer gevoed word,
deur die wortels en die water en alles wat almal so gewoond aan is nie, nê? Dan begin hy opkrul en almal dink, ag sies tog, kyk daar, hy wil mos eenkant wees of sy wil mos eenkant wees. Kyk nou wat gebeur met hulle. Hulle is opgekrul en nie meer deel van ons nie. Maar weet jy wat? Dis al wanneer kaneel tot sy reg kom. Is wanneer hy eenkant lê en uitdroog en opkrul, dan gebruik hulle hom net so heel of hulle maak hom fyn soos wat ons fyn kaneel ken. En jy voel miskien, Here, hoekom moet ek anders wees? Hoekom moet ek altyd eenkant wees? Ek wil ook deel wees van alles. God gebruik jou op die beste dalk wanneer jy eenkant is as jy kaneel is. Dis nie nodig om altyd saam met die stroom te gaan nie. Iemand het eendag gesê, dink dalk 'n gesegde ook en dis so waar. Dis net dooie visse wat stroom afswem. Dis net dooie visse wat stroom afswem. Nou gee ek jou nie vanaand die reg nie, wie's ek om iemand die reg te gee, maar ek meen maar net uit my praatjie uit sê ek nie vir jou dat jy altyd moet stroom op wees en jy moet altyd anders wees en jy moet anders dink nie. Ek wil net vir jou sê, as dit is hoe God jou gemaak het, dan is dit hoe jy moet wees en dan sal hy jou gebruik daar waar jy is. En terwyl ek dit voorberei, toe sien ek in my geestesoog, en dalk kyk die persoon vanaand nie, hoef nie vir my te sê nie, maar ek hoop dit tref jou. Ek sien 'n dame op haar bed sit, met haar bene so gekruis, nê. En iets voor haar, ek weet nie of dit 'n boek is of 'n Bybel of so nie, maar die openbarings wat God vir jou gee, terwyl jy so eenkant is, en terwyl jy so 'n bietjie afsonder dalk, en terwyl jy voel jy pas nêrens in nie, is baie dieper as wat baie mense ooit sal besef. En God sê vanaand vir jou, moenie ophou nie. Hy gaan ondeurgrondelike dieptes aan jou openbaar, daar waar jy voel jy's eenkant en alleen. Hy gaan van jou kaneel maak, wat 'n lieflike geur gaan versprei, sodat wanneer jy wel weer opgeneem word, of wanneer jy dalk weer eendag in 'n geselskap is, gaan mense baie mooi luister wanneer jy praat. Ek wil vanaand elkeen bemoedig, of jy nou deel van alles is en of jy eenkant en alleen is. As God vir jou kaneel gemaak het, man, dan gaan jy geur versprei. En elkeen van ons moet die lieflike geur van Christus kan versprei. Wees vanaand kaneel. Toe ek nou lees weer eens, dis 'n ou grappie ook, maar toe dink ek, daai ou grappie is nogals waar. Toe ek lees van al die wonderbaarlike voordele van kaneel, jy weet, veral, hulle sê vir diabetes is dit amazing, man, toe gaan eet ek sommer nog 2 melktertjies, net om seker te maak my bloedsuikervlakke is reg. Dis sommer net 'n ou grappietjie, nee. Maar kom ons wees kaneel, kom ons bring 'n lieflike geur daar waar ons gaan, en al voel jy dalk, jy's 'n bietjie eenkant, jy's bietjie alleen, jy is anders as ander, dis okay. God gebruik vir jou as kaneel. Mag die Here elkeen ryklik seën. Gaan geniet nou 'n heerlike teetjie, koffietjie, watertjie, stou nie, Coke, doen net wat jy wil. Drink hom, want dit is koud en ons gaan 'n geur versprei. Die Here seën.